Amen. Halleluja. Amen. Ons praat vanoggend deel 2 oor openbaringskennis in jou gebedslewe. Openbaringskennis in jou gebedslewe. Jy sien, gebed is nie monoloog nie. Monoloog is net een rigting, gebed is dialoog. Papa praat, u praat. U luister, papa vader luister, wat jy sê. Okay? En om in gebed te gaan waar God luister, begin met wedergeboorte. If you are not born again, you will not hear the voice of God. Al wanneer jy as 'n ongelowige God se stem hoor, begin hoor, is wanneer God Heilige Gees jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dat jy 'n redder nodig het. Nou ek het in die kerk groot geword, geliefdes. Ken kinderkraans, jeugbediening, KJV. Ek ken al, ek het daardeur dit alles gekom. Maar nogtans het ek God se stem nie gehoor nie. Ek het die dominee of belydelike Christene se stem gehoor. Maar ek het God se stem nie gehoor nie, dankie. Jy sien, om 'n mens se stem te hoor, verskil van om God se stem te hoor. En jy sien, kind van die Here, en dis ons probleem in ons gebedslewe. Ons weet nie wie ons in Christus is nie. Ons weet nie wie in ons is nie. Nou, dit kan wees dat jy nog nie tot wedergeboorte gekom het nie. Alhoewel jy al jou jare in 'n gemeente sit. Jy bekeer jou elke Sondag. Maar jou gees word nog nooit en is nog nooit bewoon deur God se teenwoordigheid nie. So met ander woorde, jou liggaam word nie God se huis nie, word nie God se tempel nie. En jou gees is nie sy woonplek nie. Jy sien, met bekering wil ons dit hier in die denke, in die sielsrealm hou. Dis waar ons dink. Jy sien, want ek was vir 30 jaar het ek in die kerk gesit. En ek het geglo ek is reg. Want jy sien, in die sielsrealm, dis waar die misleiding plaasvind. Dis waar Satan jou mislei, en dis waar hy jou gees doodhou voor wedergeboorte. As jy tot wedergeboorte gekom het, dan kan Satan niks meer in jou gees doen nie. Maar hy kan jou in die siel, realm kan hy jou in gevangenskap hou, en hou die duisternis. So, as jou gebedslewe van so 'n aard is dat dit nie nog monoloog is, dan moet u stil raak
en jy moet hierdie woord verlede week sin en hierdie woordsinne moet jy 'n bietjie gaan luister en luister en luister. Want dit is regtig belangrik, want as jy God se stem nie kan hoor nie, gaan jy Satan se stem hoor en jy gaan jou eie stem hoor. En jou eie stem en Satan se stem is misleiding. Want jy sien, jou eie stem gaan jy net hoor op die sielsvlak. Met ander woorde, dit wat jy sien, dit wat jy hoor, proef, voel, ruik, dit gaan, daai gedeelte, dis die stem wat jy gaan hoor. Okay? Maar wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, en God kom maak woning in jou gees, en jou liggaam word sy tempel, nou moet jou denke vernuwe word. Nee. Nou moet die leuen van monoloog moet nou uitgekleed word, dit moet nou dialoog word. God wil met jou praat. God, Heilige Gees, wil met jou gemeenskap hê. Nou, het jy agtergekom, jy word, is in die begin waar jy gebombardeer word met politieke uitlatings en stellings. Hallo? Want dit was een van die dae volgende jaar, ek weet ook nie wanneer, dit is nou weer verkiesingstyd. Nou word ons gebombardeer. Maar jy agtergekom, almal is politieke leiers. Maar jy die onverdraagsaamheid gesien en gelees wat hulle met mekaar het. Het jy gesien hoe kraak hulle mekaar af? Hoe lig hulle ander een se foute uit, dit is nie noodwendig foute nie, maar hulle gebruik het as foute om die ander ene af te kraak, af te druk. Nou gaan ek jou 'n vraag vra vandag. Wat is die verskil vandag in die kerkslewe en die politieke lewe? Nie veel nie. Want die wedergeborenes, die kerksmense, breek die af, en daai af, nee, daai leerstelling is nou nie reg nie, daai ding is nou nie reg nie, daai ding is nie reg nie, en ons bring, waar ek wil uitkom is, ons praat nou nie meer met mekaar nie, ons praat van mekaar. Okay. Nou, as dit kom by ons gebedslewe, ja, wil God met jou praat, hy wil nie van jou praat nie. Maar ons probleem is, en kom ons wees nou eerlik, ons is nou verlede week deel 1 gehad oor die gebed, openbaring in jou gebedslewe. Nou, wie van julle het hierdie week wat verby is, bietjie gaan dit beoefen om God se stem te hoor? Jy het 'n punt gemaak. Sê, Here, ek gaan 'n minuut of gaan 2 of 3 minute of 5 minute, gaan ek net stil word, Here. Ek wil hê U moet nou met my praat, ek wil met U praat, maar sodat jy God se stem kan hoor. Jy sien, en dit is wat Petrus kom in 1 Petrus 2 vers 5 sê, hy sê, en laat julle ook soos lewende stene opbou. Nou, ek wil vandag vir jou sê, en jy moet na my kyk, en YouTube kykers, jy kan nou maar na my kyk, as jy dit nie gaan beoefen nie, om God se stem te hoor, en jouself, jou gees, en nou jou gees is lewend, né? Maar jou denke is nie lewend nie. Om jou denke op te bou in die woord van God, om jou denke, jou siel op te bou, lewende stene, so jy God se stem kan hoor, so jy kan onderskeid tref. Luister mooi, is 'n goeie besprekingspunt selfgebleiers,
totdat jy nie kan onderskeid tref tussen God se stem, Satan se stem, jou stem nie. En jy het 'n probleem. Want jy kan maak net wat jy wil. Daar gaan 3 wees wat met jou praat. If you are born again, daar gaan 3 wees wat met jou praat. Maar as jy nie kan onderskei nie, dan is jou kans goed om te mis die volheid van die koninkrykslewe. George, Cammy, kan ek iets baie persoonliks deel, dit openbaar maak. Vir julle is dit oop, vir my is dit oop, maar ek wil dit as 'n voorbeeld gebruik, die kommunikasie. Maar jy moet mooi ding voor jy moet sê, ons het daar gesit. Dis of voor julle getroud is. Kan ek het, dit wil, dit gaan in die geestesrealm vir mense iets beteken. So, ja. Toe hulle 2 nog nie getroud is nie. En die Gigi is gebore. En Cammy wil trou en George wil nie trou. Nee, hy wil, wacht, ek korrigeer, hy wil nog nie trou nie. Hy wil trou, maar nog nie. Nee. Want George wil eers ryk word, hy wil eers geld bymekaar maak. Hy wil eers 'n huis koop. As ek van lyn af is, asseblief bring my terug in lyn. Okay. En ek sê vir Cammy, en ek hoor hierdie ding van George, en ek hoor sy redenasies, en hy's 'n man. En ek bedoel, en dit is hoe hy voel. En ek sê vir Cammy hierdie woorde. Cammy, skop hom onder sy agtersteewe. Jaag hom weg. Hy wil nie met jou trou nie. En dit is seker die mooiste woorde wat ek nog vir hierdie 2 behaal toe ek hulle in die huwelik bevestig het. Jy sien, want ek dink daardie woorde het gemaak dat hy wou nie gehad het ek moes hulle trou nie. Ek wil hê, ek praat oor gebed. Ek praat oor watter stem hoor jy. Nou, Jesus se situasie gewees. Hy wil nie nou, hy gaan trou, maar nie nou al nie. Want hy wil eers dit en dit en dit en dit doen. Okay. So aan die ander woorde, hy het heel moontlik George se stem gehoor of hy die duiwel se stem gehoor. Okay. Maar toe ek vir Cammy, dag vir haar om, man, vir onderhoud. Sê, wat 'n tipe berader is jy? Watch it, né? Wat 'n tipe berader is jy? Nee. Maar ek het geweet op daai moment, moes ek vir hierdie jong man sê, nee, dit wat hy nie wou hoor nie. Maar dink julle, sy wou dit hoor. Sy wou dit nie ook, sy wil hom nie skop nie. Sy wil trou. So jy kan hom nie wegjaag nie. Ek is lief vir hom, ek het 'n kind by hom, ons moet trou. En dit is 6 maande daarna gewees nie. Toe kry ek 'n oproep. Hulle wou trou. Hulle gaan trou. En vandag wil ek vir julle 2 sê, I'm so proud of you. Maar iemand moes jou lief genoeg hê, of jy sê. Jy sou dit nie van jou eie pa afgevat het nie. Jy sou nie. So God bring mense op jou pad waardeur God praat, woorde van gees en lewe. En 6 maande daarna
So trou ons hulle. En nie een van julle kan vir my vertel, hierdie twee groei nie. Kyk, hy's baie voortvarend nou nog, hoor. Hy wil 'n selgroepleier wees net met een lesing. Kyk, hy sê Januarie, wat verjaar jy? Januarie. Kyk, ons is voortvarend, ons Januarie ouers. Ons worry nie, ons laat ander worry. Nee. Maar die stem op daai stadium, dis nie wat jy wou hoor nie. Jy wou nie hoor nie. Dis nie wat jy wou hoor nie. Nee. Maar so kom God ook in tye. Dankie julle twee. So kom God ook in tye wat jy God se stem nie wil hoor nie. Jy's besig met jou eie ding. Maar nou kom die stem na jou toe en as jy nie onderskei, dis God nie, nee, gaan jy dit afmaak as die duiwel, want dit is nou teen jou grein in. Dit wat jy wil doen, nee, maar hierdie stem sê nee, maar jy wil dit nie doen nie. Sien kind van die Here, as ek en jy verstaan om ons dit opbou, nee, as 'n lewende steen, nee. Wil ek vir jou sê, is dit oefening, en dis 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 oefening, Kali, dis oefening. Jy sal nooit sê, jy het nie huis om 'n selgroep te hou nie, man. Jy sê, wow, jy sê, julle land hier, so ons gaan nie bring julle stoel, ons gaan selgroep bou buite, en is nog nie 'n skout nie, man. Jy sien kind van die Here, maar as jy God se stem hoor, nee, dan is daar niks vir jou onmoontlik nie. Niks. When God speaks, it will always be to uplift you and bring a revelation of Him in you and you in Him. Sien kind van die Here, ons is lui. Ons is regtig lui. Maar nou nie jy nie. Want jy lê mos onder die bed. Jy sien kind van die Here, wat wil ek vir jou sê in hierdie dag? Nee. Kind van God, luister. Daar's iets in my hart, iets in my gees waarmee ek worstel. En ek sê, Here, maar hierdie kite gaan nie vlieg nie, weet jy. En ek sit in die week en ek lees my Bybel en ek worstel en kom daar skrif op by Dawid fout gemaak het. Nie sê oorspel en moord nie, dis nie daar dinge. Maar toe hy die volk laat tel het. Maar Dawid afhanklik van God moet wees. God is God se volk, dis nie sy volk nie. Hierdie gemeente is nie my gemeente nie, dis God se gemeente. Ek dien die gemeente. Ek kan nie baaskap hê nie. Ek het dienskneg. Ek het daai keuse gemaak, I will serve you. I will serve you. En hou maar net parelpels op iewers te gaan ek iets opsit. Maar jy sien kind van die Here, nou sê hy vir ons hierso, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Die koortjies wat ons vanoggend gesing het was wow geweest. Is awesome geweest. Maar die laaste koortjie, toe mis ons dit. Lord, your glory. Lord, your glory. Ander woorde, God, u teenwoordigheid. En ek het stil geraak, ek was die Here, dat ek net hoor wie breek deur in u heerlikheid. Sien jou gebedslewe om jou te laat bou, en dis oefening, Boeta, en dis oefening, en ek kan jou een ding verseker, daai, wat noem hulle stofpad hiervoor, ken jy stofpad,
Daai kan op, so, nee, Sherry, nee. Nou, daai fronse wat jy so voor jou kop het, nee. Hulle sal verdwyn, gaan mooi glad word. Wat wil ek jou sê vandag? Kind van God, ons bly arm, omdat ons geestelik lui is. Geestelik lui is. Omdat ons geestelik lui is. En nou, ek praat van ons, ek sluit myself in. Jy sien, maar as ons beoefen om God se stem te kan hoor en te kan onderskei en dat ons opbou as 'n geestelike huis. En elkeen van ons is 'n steen en die stene maak die huis uit. And now the glory of God, George, here this morning, look into my eyes. I want to tell you a great revelation truth. If you experience the glory of God, the presence of God in your spirit and enlighten your spirit and renew your mind. I'm telling you, my son, I want to speak to you, my seun, jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Here this morning, all your schemes will fall away. In ons January, ons eat schemes, so don't tell me you haven't got schemes. I know we got schemes, but it will fall away. And now, all the manpower and all the self-effort will fall away. Why? It is the presence of God. And now suddenly you will have revelation, the power of God within you. And now all of a sudden you will rely on His glory. His glory means His presence. And you will rely on His presence within you and with you. And now when the time comes to make decisions, you will hear the voice of God loud and clear. Loud and clear. Hear this word this morning, son, and you will, all the self-efforts will fall away. And then it will put you on a new level of revelation of Him within you and you in Him. And now all of a sudden, Georgie, all of a sudden, you will experience the glory in all you long is the glory of God. Here, U teenwoordigheid. Here, ek het U nou nodig. Here, ek het U stem nodig, want jy's geoefen in die heerlikheid van sy teenwoordigheid. And now you will start to hear, and now you will start to minister. And as soon as you experience the glory of God within you and upon you, then your ministry will start in power. Luister maar na die band. Ek het met George gepraat, ek het eintlik met ons almal gepraat oor. Nou hoor wat sê hy verder hierso. Hy sê 'n heilige priesterdom. Met ander woorde, heilig beteken afgesonder om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. U en ek kan maak wat ons wil. Ag man, kom ons praat sommer met julle tweeetjies. Nee. Het jy al gesien as hy na jou kyk sy oë verander? Amen. Ja, jy kyk my so aan nie. Dis nie my oë wat verander nie. Ja? Maar het jy ook daar gekyk? Dan sien jy haar oë verander. En baie keer wonder jy, wat dink sy? Baie keer wonder jy wat dink hy? Baie keer is dit beter om nie te wonder nie.
Jy sien, maar wat wil ek vir jou sê, nee, jy sal naderhand, nee, in verhouding, nee, dan oefen jy en jy oefen om mekaar, nee, se liefdestaal, nee, jy tel op man, jy kry daai hint. En jy verstaan daai dan. Jy sien, en dit is ook in ons liefdestaal met Vader God, ouens. Daai liefde, want jy moet onthou, hy is in jou gees, en nou wil hy met jou praat, en God is 'n God van liefde, en nou begin hy met liefde, en nou verlig hy jou gees, en hy verlig jou gees, en hy vernuwe jou denke, nou begin jy agterkom, George, en jy wil daai hint wat hy jou gee, hier is ek hier, hè? Jy dit is toe God met Samuel praat, sê Samuel, en Samuel hardop na Eli toe, want Samuel het nog nie uit God nie geken nie, en hy gaan na Eli toe, Eli stuur na die derde keer sê Eli vir my, hey, sê Vader God praat, die is net luister. Maar toe ek en jy uit ons verhouding met God, die Heilige Gees, en dis wat ons opbou, is 'n lewende, 'n steene lewende huis om geestelike offers aan God te bring. And all of a sudden, listen guys, jou gebedslewe word 'n lewenswyse, jou lewe word 'n gebedslewe van lof en aanbidding. Want hy maak hom aan jou openbaar, is all about the presence, the glory of God, totdat jy die openbaring het van wie jy is en wie in jou is, gaan jy sukkel. Jou gebedslewe. En ewe skielik, dan kom jy dan en sê, hey, ek is 'n kind van die lig. En ewe skielik verstaan jy, maar hy is in my en hy is lig. En dan Satan kom daai ander stemme, daai sneaky stemme, jy sê, hey, I'm a child of the light. En as hy kom met sy leuen, jy, wow, jy sê, van die lig, wat in jou is, want hy is lig, en jy is 'n kind van die lig. Yes, mos. Sien dogter van die lig. Soos koning Dawid uit die roep dan Psalm sê, in u lig, o God, sien ek die lig. En ewe skielik in jou gebedslewe, want gebed is verhouding, man, is nie monoloog, is dialoog. Nou begin God met jou praat. En as daar ander gedagtes kom die lig, dan verlig hy daai gedagtes. En nou sien jy die leuen van Satan. Jy sien, jou lof en jou aanbidding kom uit die Gees uit. Lof en aanbidding kom uit die Gees uit. Johannes 4 vers 23-24. Waar Jesus by die vrou sit by die put. Samariaanse vrou. Nou wat sê, sy wil godsdienstig wees. Is altyd, jy kan met die Bybel kyk na hoe ons godsdienst sal speel met jou as geesmens. Jy kyk en dan sê jy die vrou, nee, maar jy weet jy, ons vader Abraham, jy weet jy, wat sê Jesus vir hom? Sê God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Maar as jy nie oefen om God se stem te hoor nie. As jy nie oefen om openbaring te kry deur God se woord, God se gees, of wanneer mense met jou praat, wanneer hulle met jou praat woorde van gees en lewe nie, gaan jy sukkel. Jy gaan sukkel. Maar jou lof en jou aanbidding verraai jou openbaring wat jy van God het. Daar's 'n sielsaanbidding
En as 'n geesaanbidding. Hulle het mos, ek weet nie of dit al verby is, hulle het mos so feesviering dinge gehad hier iewerste van al die sangers. Is julle daar gewees? Ja, daai bergfees, daai ene. Nou, was jy daar gewees? Hoe was dit gewees? Hæ? Nee, jy nat gereën. Ai, shame. Maar hou enige fees dop. Dan hoe sê hulle kry die vibe, nie daai seigding nie, daai ander ene. Het jy gesien hoe gaan ouens te kere? Maar dis 'n sielsding. En daai sielsding het in die kerk ingekom. En die gemeente, die kinders van die Here, ken nie die verskil nie. But when the glory of God, wanneer die heerlikheid van die Here, wanneer dit manifesteer, sal dit altyd sigbaar wees. Daar gaan iets gebeur. Toe die heerlikheid van die Here op Moses kom, en hy vat sy staf en hy raak die Rooi See aan, toe is daar manifestasie van God se teenwoordigheid. Toe hulle in die woestyn kom en daar is nie water nie. En die volk moan en hulle kla en hulle gaan te keer, hulle murmureer. En God praat met, Moses praat met God, God praat met Moses. Die Moses raak die rots aan. Die teenwoordigheid van God sal altyd die supernatural bring. Sal koninkrykslewe in jou lewe en in die kerk se lewe openbaar maak, dit manifesteer. Kan ek terugkom? Ons oefen nie om God se stem te hoor nie. Want ons val terug in die sielsrealm van dit wat ons ken. Toe Callie, die mense van hom sê, eet nie, want die huis is nou nie daar, of iets vir die woensdag aan die sel nie, toe besluit Callie, okay goed, dan stel ons die sel af. Maar daar is 20 nuwe huise nie langs die pad af. Die hele straat, ek ken die straat daarachter. Skus Callie, dit is 'n voorbeeld, jy het my gehelp ons in die preek ons nou. Jy help ons nou vir my. Nou, ons het mos al daar dienste gehou daar man, daar openligdiens daar by julle. So ek ken jou, ek ken. So 'n paar huise daar selfe gehad. Ja. Jy sien, maar ek wil hê jy moet hoor hoe maklik omdat ons nie oefen om God se stem te hoor nie, hoe maklik val ons terug na die. Toe Roderick sê sy maat beroerd is, sê nee, waar gaan jy heen nou? As jy eers bid, so waar gesond maak. Let jy sy woorde so sê, hey, ek maak haar gesond. Die oggend vra sy, hey, het die Roderick al gepraat al? Ek sê, ja, hy het gepraat, sy ma is gesond. Jy sien maar wanneer jy God se stemme hoor, nou, the glory of God will manifest supernatural. Dan is ons tevrede met 'n gewone kerkslewetjie hier en daar. My broer Nico sê vir my, ek gaan dit praat, ek sal kyk of jy preek geluister het. Hy sê, Saterdag, hulle braai mins. Nie patties, die mins, val deur die, vleis is so duur geword. Ek sê, my magdag, jy nie T-bone steaks nie. Nou, dit ons bewerk, ons kan so mekaar mok, maar dit is my opvallend geweest, ons braai mins. Nie patties, die mins. Patty kan jy mos nou braai, mins val deur. So offer. Maar, jy sien kind van die Here, wat wil ek jou sê vandag? Nou, as jy nie openbaring het, nou, dat hy in jou is en jy in hom is nie. Nou.
Want dis al hoe jy sy stem gaan hoor. Nee, al hoe jy sy stem buite dit kan hoor, is wanneer jy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis al wanneer God met jou gees praat, geliefdes. Want God praat nie met jou denken, God praat met jou gees. Nee. En dis waar die geloof is, dis waar die manifestasie, die krag van God se woord. Nee. As jy God se stem nie hoor nie, hoe kan jy sy woord praat? Jy praat dit in die sielsrealm, maar nie in die krag nie. Rochelle, maak het sin? Sien, dit is belangrik, kind van die Here, maar dis daai oefening. Dis daai oefening. Bou jouself op, ouens. 'n Baba, jy weet, jy moet gespeen word van die moedersmelk. Hy kan nie net die moedersmelk bly nie. Paulus sê, hey, julle moet al vaste kos eet, dan moet ek nodig wees om julle melk te gee. Ons los daai eenheid. Sien, kind van God, sodat ons aan God 'n welgevallige offer kan gee. Nou blaai net gou om. 1 Petrus 2 vers 9. Hoor, dis bekend, maar ek bring dit terug na die gebedslewe toe. Nou, en jy sê so vers 9, 1 Petrus 2, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, né? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. So in ander woorde, wat is God se deugde? Genesing is God se deug. Redding is God se deug. Genesing is God se deug. Prestasie vir jou om te presteer hier op hierdie moeder aarde. Dat jy, kyk man, alle werke is kosbaar. Eerlike werke. Ek praat nie van daai onheilige goeders nie. Alle werke. Ek het hier baie, Ek wil vir jou sê, as jy nou sien, so maak die ouens die strate skoon, hoeveel die blare op, I honor that people. Ja, maar het kan nog nie beter, hey, dis 'n eerbare werk, dank God vir die werk wat jy het, Dit son jou nie nog 'n bietjie brand daar nie. Maar, hey, maar ek wil jou vandag sê, God wil jou laat presteer. Ek kan ons maar net God vereer in finansies as ek finansies ken. Hallo? Kom aan. Werk jy? Waar werk jy? Impact. Wat doen hulle? Ons maak koekpakkies en pommeltjies in die klingreg. So ek moet jou ken. Maak Maak jy toe, waar gaan jy dan heen? Ek gaan my ding begin. Wat gaan jy begin? Online course. Online course. Okay, is jy goed daarin? Hoeveel geld het jy? Nie baie nie, maar genoeg. Moet ek hom nog laat praat? Ons trek daai ding uit, Bly naby aan die Here en hoor hierdie woord. Ek glo met my hele wese, God wil hê dit moet goed gaan met sy kinders. Ek kan God nie uit armoede uit verkondig nie. Ek weier om dit te doen. Ek weier om God te verkondig. Sorry, ek praat met papa Vader. Weet jy, ek het nou ja genoem van my vennote wat ek die jaar het, ouens wat regtig ons wat vir 30 jaar plus wat ons op pad stap, hierdie ouens is hulle begin nou hulle werke, hulle raak al lank in die tand, so hulle kontrakte word nie so hulle moet by die huis gestel, nie finansies nie, so aanhoede is daai finansies in salarisse inkom, het hulle nie om te saai in my lewe of in die bediening se lewe nie. En dis wat dit swaars nou is. En ek sê, Here, of u moet iets doen hier. Maar gelukkig hoor ons nou van die ryk ou wat inkom hier. So,
Dis maar so. Ek hou dop, dink julle ek bid verniet. Nee. George, do you know what? Ek gaan nou raaisels praat, maar ek en jy sal weet waaroor ons praat. Die bedrag wat my vernoot altyd gegee het, nou nie meer kon gee nie. Het vanoggend ingekom. So jy sal weet wat ek van praat. Jy sien, kind van die Here, wat wil ek jou sê? Nou, jy moet oefen. Weet julle wat is die moeilikste ding om te doen, om te oefen, is om te gee. Ons het al vir 'n paar maande nie suurlemoene nie. Ekskuus toch? Hij moet een zekere tijd met die moet draaien. Maar hulle dra mos al nog. Nog nie gekyk, want jy nog nie geoefen nie. Sy pastoor, ek gaan jou 6 suurlemoene in 'n maand bring. Dis genoeg. Ja, 6 is genoeg. Ek is nie so suur nie. Maar 6 suurlemoene kan jy al, is vir die vrou. Jy sien, dit is moeilik, ouers, ons oefen nie om te gee nie. Luister mooi, ons oefen nie, ons sukkel om aan God te gee. Wat is dit nog vir medemense? Ek het al vir Divine daar nou begin reg kry. My 9 jaar gevat. Sy het dan nou ingestem, sy sal kom, dat ek haar wys hoe word 'n chocoladekoek gebak. So sy haar eie koeke kom, maar ek gaan haar leer. Die eerste een sal ek die bestanddele gee. Jy moet homself pleister. Ek is nie 'n goeie pleisteraar nie. Ek vat die mes en ek sit hom op, maak hom toe en sê, eet. Maar kind van die Here, luister mooi, ons oefen nie, nee. Ewa, ons oefen nie. Ek sal met jou later praat. Jy sien, vir my en Letty is dit lekker om te gee. Maar, dink jy dit was altyd, nie, ons moes oefen. En dit is belangrik, kind van die Here, om die deugde van God te verkondig, met blydskap. Jy word gebou, 'n lewende huis. Jy moet 'n lewende huis wees. Jy's 'n koninklike priesterdom, om God se deugde. God is 'n gewer, man. God is iemand wat liefhet, om sy deugde te verkondig. En dit alles, ouers, as jy in jou gebedslewe, as jy nie kan terugvoering kry van God af nie, luister mooi, daar's tye wat ek in die binnekamer is, maar daar's tye wat ek loop, nou praat ek met God, en sê God, moet doen dit, dan moet ek dit daar doen. Chris sê vir my, hy verjaar eers Dinsdag, Dinsdag Chris? Dinsdag? Vandag tot Dinsdag sê hulle. 2 dae, oké, ja. Maar ons gaan so lank begin met jou. Jy sien dit? Maar wat wil ek jou sê vandag, kind van God? Oefen om te gee. Daai hulp wat jy ons gee, dis gee. Dis nie altyd net geld nie, dis alles. Maar ek kan jou verseker, geld speel die grootste rol. Gee 'n broodjie. Dan sê die Bybel ook, stel nie uit om goed te doen as dit in jou vermoë is nie. Stem jy saam, dis wat die Bybel sê. Nou wanneer kry ek my bottelkoek? Ek moet seker al 2 koeke gekry, soos die rente geloop het.
En jy sien, ek is nie ou wat vergeet nie. Ek vergewe, maar eers goed vergeet ek nie maklik nie. Ek is so dankbaar vir die Here, dat ek my lewe met julle kan deel. Nou kom ons gaan net gou na Hebreërs toe, net daar nie so terug, Hebreërs 13, Hebreërs 13, vers 15. Die hoor sê so. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Die dag toe jy tot wedergeboorte kom en in 'n nuwe lewe opstaan, toe verander jou lewe van knor na blydskap toe. Is wel so. Nou as jy nie meer knor nie, né? Joy. Blydskap. Nou aanbid ons God, ouens. Ek is nie lank tot wedergeboorte gekom nie. Ek is amper die dag ons sy kos eet. En ek het in my buitekamer, daai tyd aan Richards Bay, dis die bediende kotter, wie sê, ek het hom omskep vir my in 'n studeerkamertjie. Dis klein seer gewees nie. En dis die aand gewees, Callie. En ek sal jou presies vertel hoe lyk daai kamer nou nog, en ek gaan jou presies verduidelik waar ek staan. En ek begin nou God te aanbid in my binnekamer. And the glory of God appear in that room. En die heerlikheid God se teenwoordigheid kom oor my. Dat ek bang raak. Dis te groot. Die grootste fout wat ek maak, Kobie, is Lord, it's enough now. Die grootste fout wat jy kan maak, never say enough. Lord, I need more. En van daardie aand af, verstaan ek the glory of God, the presence of God. As mense met my praat oor die heerlikheid, kyk ek Christus. Show me the glory. Oefen jou gebedslewe om God se stem te hoor. Luister mooi, jongman. Word soos 'n kind. Soos 'n kind voor God. 'n Kind gee nie op nie. Ek het julle verlede week vertel van Ansie, my dogter, nie om ons vertel. En die aand bel sy my, ek is besig, ek moet iets doen, en sy bel my, en sy sê, Dad, ek sê, Ans, pa bel jou nou terug. Sy sê, pa, asseblief, ek kan nie gaan slaap met die goeders nie, jy moet my help. Ek sê, maar ek het dan vir jou sê, gaan dit môre vir jou pryse kry, ek sê, jy môre alles laat weet my kind, maar pa is nou besig. Ja, maar pa, ek kan nie so onrustig gaan slaap nie. Nee, Kobie, sy kry my dat ek los waarmee ek besig is, en ek moet aandag aan haar gee. Kom, ek wil jou iets vertel. Dink jy, God gaan vir jou kwaad word, as jy so aanhou? Nee, hy sê, herinner God aan sy beloftes. Dis daai intieme verhouding wat ek en jy met God het. Ek weet wie in my is, ek weet nie wie in hom is nie. Ek het verhouding met God. Ek het verhouding met hom, a relationship. I love God in my prayer life. Listen guys, I speak to him, he speak to me. Sê Here, maar pastoor, hoe hoor ek God se stem? Jy sal hom hoor. Nee.
Hy kan hoorkom, luister soos ek met jou praat, so duidelik in jou godsdienst, of hy begin in jou gees praat, en vernuwe jou denk, of hy kan, ewe skielik kom daai gevoel, jy praat oor daai gevoel, daai gevoel, nou daai gevoel, daar's 'n gevaar in 'n gevoel, want dis emosies bring 'n gevoel, maar as jy daai gevoel moet jy altyd meet aan die woord van God, dan sal jy reg weet wat 'n gevoel het jy. Het jy gevoel van die vyand, of het jy gevoel van God? So wanneer daai gevoel kom, meet dit aan die woord. En weet jy wat die lekkerste van die lekkerste is? Nee? Jy hoef nie eers jou Bybel by jou te hê nie, nee? Want die gees van die waarheid is by in jou. Holy Spirit, guide me in this one, please. Jy het wysig vir Kobus, jy het wysheid nodig om besigheid te begin, jongen. Jy het wysheid nodig. Prys die Here vir wysheid, sodat kan jy jou vingers brand. Jy gaan met ouens in besigheid, en vra maar vir Ankeles, Hulle is so godsdienstig, en kerksmense, jy moet versigtig wees vir hulle. Here met jou help, ek is ernstig. Moenie my vertel, ja, dis die pastoor nie, want pastore leen nie by die gemeentelede geld nie. Jy sê, hey! Pastoor, gaan binnekamer toe gaan bid, hoor by God. Come on. Die Here kan jou opwek om vir hom te saai in sy lewe. Maar pastoor leen nie geld nie. Jy ook nie. Come on. Kerksmense. Ja, pastoor, maar dit is kerksmense gewees. Hoeveel duisende rande het jy al verloor deur kerksmense? Hoeveel duisende rande het jy al verloor? Kowie, praat ek waarheid? Jy sien, kerksmense is nie allemaal wedergebore mense nie. Maar wanneer jy jou beoefen, bou jou op. Geestelike stene, so word ons almal. Ek bedoel, wonderlik gaan dit wees. Elkeen van ons 'n geestelike steen. Nou kom ons hier by mekaar, en wow, die Here sê vir jou, daar gaan iemand inkom, dis die geheimenis van sy hart, en jy gaan daai persoon te sê, die Here sê vir my dit, doen dit of doen dit nie, maak nie saak wat ek kan nie. Dis hoe dit moet wees. Dis hoe dit moet wees. Jongen daar agter, ek sien jou van ver af. Is jou naam? Nee, ek kyk reg. Ja. Ek kan nie hoor nie. Winies. Willie. Dis wie nou. Winiek. Nou wat beteken daai naam? Ek gaan jou sê wat dit is. Moeilik om uit te spreek. Maar jongman, hoor vanoggend die woord van die Here vir jou lewe. Nie links nie, nie regs nie, nie links nie, nie regs nie, nie links nie, nie regs nie, sê die Here van die leerskare vir jou in hierdie oggendure. God sê my oog is op jou, my oor luister na jou gebede. Maar jy moet leer en jy moet hoor wat God volgens vir jou sê, nie links nie en nie regs nie, nie links nie, dit is 'n reguit pad. Dit sal jou kos, sê die Here, dit gaan jou kos, dit gaan jou baie trane wees. Wil jy gaan kos, as jy gaan hoor en by die woord hou wat ek jou vanoggend gee, sê die Here, 'n reguit pad, nie links nie en nie regs nie, nie links nie, regs nie. Want jy sal leer op hierdie reguit pad, as jy saam met my gaan stap, sal jy die seëning en jy gaan die goedheid
Jy gaan die seëninge en die goedheid van my beleef, sê die Here van die leerskare. I will open the doors for you. Nobody can shut that doors. I will open, but you need to walk the straight line. Halleluja. Kry die bandjie. Luister weer daarna. Ek is opgewonde wat die Here besig is om te doen. Okay. Jy sien die effek van Openbaring veroorsaak dat God groot en verhewe word in jou lewe en deur jou lewe. Kan ek klaarmaak? Here help ons. Openbaring bring in jou gebedslewe, jy beoefen dit, 'n heilige vrees en ontzag vir God. Majesteit en almag. Kind van God, wanneer jy hom beleef en hy praat met jou. Ek bedoel, het Elfie gesê hy is lief vir jou. Het Elfie gesê hy is lief vir jou. Ja. Maar dit is lekker, né? Het is lekker om te hoor sy is lief vir jou. Kom maar, dit is so, man. So nie. Moet jy so aankyk. Is mos so. Is mos so. Ek met jou praat, jy verstaan die taal. Jy sien, maar hoor vanoggend wanneer God met jou praat, Kobie, daai liefde, as hy jou antwoord gee, en hy vou jou toe, daai agape liefde, you will never ever forget it. En daai liefde dit sal jou motivering wees vir die res van jou lewe. As jy God se agape liefde begin belewe. Maar jy het daai openbaring nodig in jou gebedslewe en jy praat met hom en hy praat met jou en in sy spraak en sy woord vou hy jou toe en hy druk jou teen hom vas, né? En jy voel soos Johannes van oudste uit in die boesem van Jesus gelê het, né? En jy ervaar God se liefde en die grootheid van God verlig jou. Hy verlig jou gees, siel, liggaam. En in sy grootheid en in sy lig, sien jy wie jy in hom is en hy in jou is en jou lewe verander. Kind van God, dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor daardie intieme verhouding van God. Jy hoor. Partykeer sê Roderick vir Rochelle, ek is lief vir jou, nee, maar dis sommer so afgewaterde enetjie, nee, jy weet jy. Sy kyk jou gewoon net so aan, weet jy, maar sê wie, kyk hy vir jou, nie afgewaterde een. So jy maak seker dat hy nie afgewaterd. Sy baie lief vir jou. Jy baie lief vir haar. Sê jy gou vir haar, ons kan sien. Ons julle lekker aan dit laat. As daar nou een gesin is in hierdie gemeente is wat ek altyd waarheid sal uitkry is van haar af. Haar gesig verraai alles. As jy nie reg is nie, dan maak sy so. Sê ek lieg? Vra vir Letty. Kind van die Here, kom ons sluit af. Nou, daar's twee dinge wat jy moet verstaan in jou gebedslewe, daai liefde van God, jou regmatige status voor God. Luister mooi, jy kom met groot vrymoedigheid. Jy kom nie met mislukkings na God toe nie. Al voel jy het misluk, jou geregtigheidsstand in God maak. Ek kan met groot vrymoedigheid kom. Ongeag van my mislukkings, God misluk nie.
So, ek gaan dit net noem, julle kan daaroor praat in die sel, jou regmatige status, dan kan jy ook Romeine 8 vers 17, Romeine 8 vers 17 is 'n goeie teksvers, kyk daarna, en dan sluit ons af met jou stand voor God. Geregtigheid deur die geloof, nie uit die werke nie. Ouers, Kobie, ons val so maklik, veral ons manne, ons val so maklik terug, as ons misluk het. Jy sien, maar my gebedslewe, pa, ek het misluk, ek is jammer. Dan weet ek sy woord sê, hy gaan my vergewe. So my stand voor God in my gebedslewe, jy kan nie met guilt na God toe gaan nie. Guilt. Jy het aangejaag. Ek praat as kind van God nou, nee. Sodra jy begin guilt belewe, dan mis jy die bus. Dat jy verkeerde stem gehoor. Satan sal altyd veroordeel. Die Heilige Gees veroordeel nie. Hy rig my en jou. Hy rig ons. So jou stand voor God. Joseph is 'n goeie, hy is ons geregtigheid. 1 Korintiërs 1 dink ek vers 20, 21, 22 die jy daar gaan lees. God het Jesus gemaak vir ons geregtigheid, wysheid, verlossing en heiligmaking. So wanneer jy in jou gebedslewe, ag Here help my, jy gaan nie te veel goeders hier in my kop as ek oor die goeders praat, maar as jy met guilt, jy weet jy het aangejaag, nou moet jy haar face, George, jy weet ons ek, sê dat jy ene daai nie. Nou skiem ons, maar wat wil ek jou sê vandag, wanneer ek my gebedslewe kom, gestel ek het aan, Here vergewe my, die Bybel sê ek besonder bely is getrou regverdigheid, so, dat is nie guilt in my gebedslewe nie. Het ek foute, ja ek het foute gemaakt, maar dat is nie guilt nie, want dat is vergifnis, ek is sy kind, hy is my God. Sien, en dit wat so belangrik is, dat is die openbaring van God, Heilige Gees, in jou gebedslewe. Ek kom nie met skuldgevoelens na God toe nie. Ek is vry. Ek wil jou so graag vrystel van daai waterkoek of wat ek besit gaan nie. Ons gaan hom eet. Ek vergewe jou dat dit so lank gevat het, hoor. Maar ek stel jy nie vry van dit nie. Okay, ons gaan eet. Ja, sy sien, hy op 'n nesie sê ook so. Wil jy ook saamkom, Callie? Miskien kan vra hom of jy ook kan saam kan kom. Jy sien, kind van die Here, geen guilt nie. Natasha, geen guilt nie. Nee. En dit is ons probleem, Salome. Ons voel soos wurms as na God toe gaan. Hoe voel jy, as sy na jou toe kom, en jy sê, sy is, sy is jou dogter. Kyk vir jou. Dit is die biologiese pa daai. Hierdie is die geestelike pa. Hy is baie erger as die biologiese pa. Watch it. Eva. Jy sien, kinders van die Here, wat wil ek jou sê? Openbaring. God, Heilige Gees in jou gebedslewe. Amen. Nou guilt. My stand, ek is kind. Geen skuldgevoel nie. Ja, maar ek het alweer, bely jou sonde, gaan na pa. Hy weet nie ook wat so help jy kom. Hy ken jou hart, man. Amen. Prys die Here, dankie Lionel.